Goeiemôre vriende, dit is vandag Maandag 13 Julie 2026, begin van 'n nuwe week. Ek dra sommer hierdie nuwe week ook aan die Here op. Mag dit met julle goed gaan met al die besluite wat julle moet neem, al die wysheid wat julle aan die dag moet lê en die transaksies wat julle moet doen, die werk wat julle moet doen wat baie keer te veel raak en dit is so op 'n Maandag, ons praat ons mos maar altyd van 'n blou Maandag, maar mag dit vir julle 'n goeie dag wees, begin van 'n week wat die Here vir jou nog 'n tyd gegee het om te lewe hier op aarde vir jou en vir my, né? Kom ons raak net so stil. Vader, dankie vir nog 'n dag. 'n Onverdiende dag wat U vir ons kom gee. Wees met ons in hierdie week met al die besluite wat ons moet neem. Geef ons insig en wysheid, takt en fyn aanvoeling hoe om dit te doen, Here, wat U wil hê ons moet doen. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Ja, ons is nog steeds met meditasie en môre en dan begin ons Woensdag inderdaad met Jakobus. Nou ons is hier in Jesaja 41 waar ons gister 'n bietjie gelees het, waar ons gesê het die hulpeloses en die armes soek water, maar daar is nie, hulle versmag van die dors en dan tree die Here in wanneer hy met hulle praat en hy sê, maar ek die Here sal julle gebede verhoor, ek die God van Israel sal julle nie verlaat nie, kom sê hy, né? En dan sê hy, hoe sal hy dit omkeer? Dan kom sê hy die volgende. Ek sal op die kaal bergtoppe riviere laat ontspring, né? En in die laagtes fonteine laat uitborrel. Nou ons kan dit mos nou vertaal in ons konteks om te sê waar jy deur 'n finansiële probleem gaan, sal die Here jou daar uithelp. Waar jy deur 'n emosionele probleem gaan, sal die Here jou daar uithelp, né? Waar jy met slegte verhoudinge sit met wie ook al, daar sal die Here jou uithelp. Natuurlik nie jy, want ek en jy bewusteloos daarin is nie, ons moet nou medewerkend met die Here wees, né? Maar hy kom sê, hy sal dit verander. Ek sal woestyngebied in 'n rietvlei verander, dorland in fonteinwêreld. Ek sal in die woestyn seders laat groei, en ons kan dit by ons eie konteks aanpas, né? Doringbome, mirte en olyfbome, ek sal in die barre wêreld sipresse laat groei, saam met plantane en denne. En dan sê hy, hoekom sal hy dit? Hoekom keer hy hierdie goed om? Dan kom sê hy, dan sal die mense sien en erken, almal sal begryp en insien, dat die Here dit gedoen het, dat die Heilige van Israel dit geskep het. Vriende, ek wil julle terugvat, ek wil hê julle moet 'n bietjie daar dink en as ek so een of twee goedjies vat, wat in die vorige ding gestaan het, wat hier so by vers 20 aanpas, né? So kom ons sê gou weer vir mekaar. Die Here kom sê, hy sal ons omstandighede verander. Hy kom sê, ek sal op die kaalberg, ek sal op die kaalberg op 'n riviere laat ontspring en in gelaagtes fonteine laat uitborrel. Wat daar ook al in jou lewe nou is, gee dit vir die Here. En vriende, hoor sy stem wanneer hy vir jou kom sê, soos wat hy vir hierdie Israeliete in ballingskap gesê het. Vertrou op my. Ek sal die omstandighede verander. Hoor sy stem vanoggend wanneer hy dit vir jou sê. Dan gaan ons terug in Jesaja 41, liewe vriende, waar hy kom sê, so moenie bang wees nie. Al is jy niks meer as 'n wurm nie, Jakob, en al is jy klein Israel, né, Pieter, Jakobus, Karlien, vas die wie ook al, kan ek sê, ek help jou, sê die Here jou verlosser, die Heilige van Israel. En dan vers 20. Dan
sal die mense sien en erken, en omdat hy alles verander het, omdat hy vir jou en my help, dan sal die mense sien en erken, almal sal begryp en insien, dat die Here dit gedoen het, dat die Heilige van Israel dit geskep het, né? Ook in jou en my omstandighede en die tye waarin ons gaan, as die Here ingryp, is dit so dat die mense moet erken, maar die Here het dit gedoen. Dit kom nie iets van self uit ons uit. Kom ons gee so 'n tydjie, 'n bietjie nadink in die tye wat die Here jou omstandighede in totaliteit kom verander het. En dan het jy erkenning gegee aan God vir wat hy in jou lewe gedoen het. Mag jy God se liefde ervaar as jou Vader. Mag jy sy genade ervaar deur Jesus Christus wat altyd met sagtheid na jou kyk. Mag jy sy teenwoordigheid ervaar deur die derde persoon in die drie-eenheid, God die Heilige Gees, dat hy te alle tye by jou teenwoordig is. Amen.